So wat kan SA Seed vir jou as koringprodusent op die tafel sit? Ek praat hier met Andrei. Hy gaan my meer vertel. Hulle het 'n klomp proewe geplant hierso. Hoe loop die goed? Hoe werk hulle in die Wes-Kaap? En hoe gaan hulle vir jou boerdery waarde toevoeg? Andrei, hoe lyk dit? Hey, Chippy, goed en jy? Nee, doodstil, rustig. Okay, SA Seed, gee my nou eers die vinnige 30 sekonde elevator pitch. Wie is julle? Waar kom julle vandaan? Hoe loop die goed? Die teelprogram is al van 88 af. Ja? Dat ons begin het in Panna se tyd. So dis nie 'n fly-by night. Hy kom nie van vandag af. Nee, dis amper voor my geboorte. So oud is ek nie. Maar nee, so ons is na die afgelope 6 jaar ons al proewe doen in die Kaap. En ons is nou reg om te launch. Ons is baie confident op ons produkte. En ek dink die produsente sien uit. Ek dink ons bring 'n bietjie van 'n alternatief na die mark toe. In terme van ons groeiproeure. Ja. En ek dink dit is val hierdie jaar hierso by ons in die Kaap is verskriklik die droogte op hierdie stadium. So ek dink ons goeders gaan 'n wesentlike verskil maak in die mark. En sê gou vir my, julle is nou al hoeveel jaar is julle al besig hierso spesifiek? En ek weet julle het nou cultivar spesifiek vir die Wes-Kaap ontwikkel. Hoe lank is julle nou hier besig met hulle? Ek het in 2019 die eerste proewe begin plant. So wat ek terugkom hiernatoe. Ek het mos die program toegemaak in 2004 dink ek het ons gestop om dit te teel. In Panna se tyd. So ek het in 2019 ons weer begin opstart. Hierdie cultivars is nou introduksies, maar nou nie van oorsee af nie, van die besproeiingskorings af. Wat ons gekyk het of hulle aangepas is en gaan oorleef en hulle het ons verbaas uit die duisende wat ons hier getoets het. En wat nou die afgelope 2 jaar gebeur het, is ons hierdie jaar nou weer 'n nuwe cultivar vrygestel, eksklusief vir die Kaap. Ja. En verlede jaar ook. So die pipeline is vol en as dit alles goed gaan, word ons hierdie jaar nog 2 vry te stel. So die program loop baie goed. Ons goeders is aangepas en ons is tevrede dat ons nie dat ons hier vir die boere 'n opsie kan gee. Want kyk, wat baie belangrik is, ek meen ek as boer, vir my om 'n nuwe cultivar te plant, daar's soveel ander risiko's en veranderlikes in boerdery dat jy weet ek wil nie nog noodwendige cultivar risiko ook vat nie. Ja. Hoe dek julle vir my daai risiko af? Jy het proewe, Chippy, en is nie net oor 2 jaar nie. Ek meen ons doen evaluasie en ons maak doodseker. Want dit help nie jy toets 'n ding net vir 2 of 3 jaar nie, want die seisoene is nie dieselfde nie. So ons gaan vir 'n minimum van 6 jaar van proewe. Dis uitsluitend die vrystelling van die cultivars wat outomaties 3 jaar moet wees. So ons maak doodseker want ons kan nie risiko vir die produsent verkoop nie. Dis nie ons game nie. Ek hoor 100% saam mee op dieselfde bladsy. Kom ons kyk gou hier agter jou, Want ek moet eerlikwaar sê, ek meen dis regtig nou droog soos almal sal weet, En ek moet sê hierdie koring lyk of hulle actually baie goed hou op hierdie stadium. Ja, die ding is Chippy, die ding is met hierdie groeiproeër is, hierdie is die vinnigste koring wat nou in die Wes-Kaap gaan wees, is die 3976. Ons het die ding is met hierdie ding, as jy gaan kyk na die Swartland op noorde toe na Enekel toe, daai plekke, as die reën afsny dan sny hy af. En gewoonlik nie altyd net in middel September nie. So ons het vinniger goeders nodig. Nou hierdie jaar in die Oeverberg ook. Soos julle weet, in die afgelope 2 maande het dit nie regtig gereën hierso nie. Maar die voordeel van hierdie ding is hy gebruik die vog wat daar beskikbaar is en hy maak klaar. Hier is klaar pitte in, hier's klare oes. Ja. Wat lekker is van die Stay-Green effek is ons het dit geteel onder besproeiing. Want ons weet dis waar die opbrengs lê. Hang vas, Stay-Green effek. Ja, die ding is jy wil nie flare hê nie. Ja. So jy soek optimum van die stikstofbemesting. Nee, wag eers. Ek is 'n koringboer. Wag, wat's flare? Dis die onttrekking van jou onderste blare af boontoe. Ja. Die stikstof, onthou dis waar jou kos sit. Jou fabriek is waar na jou pitte toe moet gaan. Ja. So hoe langer hy kan groen bly onder, hoe beter kan hy fotosinteer, hoe beter suikers is daar, hoe hoër is jou opbrengs. En dis hoekom ons cultivar se skepelgewigte gewoonlik oor die algemeen baie goed is en dit help ook natuurlik met proteïene. Want jy het 'n langer groenperiode. En dis hoekom roesweerstand is ook so belangrik vir al hier in die Wes-Kaap. Ek meen julle ken almal 3497. Ja. Daar's 'n rede hoekom ek hom nie hier plant nie. Want hy sal siek word nog voor die siekte. Jy meen? Dit is presies hoe hy is. So dis hoekom ons nie daai goeters hier so doen sê. Hier goed moet ons weet is ten minste tolerant om die kostes vir die produsente ook so laag as moontlik te hou met bespuitings. Maar gou terugkom na groeiperiodes toe en daai tipe van goeders want almal praat altyd van ja, jy moet 'n gediversifiseerde pakkie hê vir vroeg en laat en al die goeders. Maar nou is my vraag, jy kan nou 'n ding hê wat lank groei of lank vat om klaar te maak op die einde van die dag. Hoe kan ek dit stel totdat jy fisies die ding kan stroop, nê? Maar hoe verskil die goed se blomtydperk? Want wat gebeur want ek kan nou een hê, wanneer is die normale blomtyd? Blom hulle op die normale tyd wat actually geskik is of dis 'n langer ding wat as ek hom vroeg plant, dan blom hy nou actually net vroeër, maar hy vat lank om klaar te maak
of anderster om hy salaatblommer en dan vat hy nou nog langer, jy weet, daai tipe van houe. Ja, kyk die ding is Choppy, dit gaan oor die genetika. So jy moet eintlik kies wat by jou plaas werk. En dis hoekom selfs van Pannar se dae af. Ons het voorgeskryf om pakkette te plant. So jy gaan kyk wat is jou risiko die hoogste en dan kies jy jou kultivars rondom dit. So as jy 'n lang groeier het en jy plant vroeg, gaan dit 'n voordeel vir jou wees, maar jy gaan oor na die medium groei kant toe. En sodra jy begin later plant, dan het jy 'n medium groei kant wat jou basiese basis vorm en dan gaan jy na die korter groeier toe sodat jy nog steeds kan graan hê. Want ja. Maar onthou net, die seisoene verander. Ons het al baie gehad dat elke jaar gaan hy ook nie dieselfde wees. Verstaan jy, maar dis hoekom jy jou pakket saamstel. En dis waar jy jou persentasies uitwerk. Elke produsent ken sy plaas. Hy weet wat is sy beste groeiklas en dan werk hy sy basis rondom dit uit en op die fringes dan hardloop hy die ander groeiperiodes om sy risiko te minimaliseer. En dit is wat ons hier probeer doen. Met ons korter groeies vir die Weskaap, het ons 'n alternatief vir die oppositie op hierdie stadium, wat hulle nie beskik nie en dit gee net vir die boere ekstra 'n tool wat hy mee kan werk hierso in die Kaap. Nou onder besproeiing is ons geseën. Ons druk 'n knop en dan ons donder weer. Ja. So ons maak ons eie reën. Hierso kan jy plant en dan is daar 3 weke, 4 weke waar daar nie 'n druppel reën geval het nie. So jy weet nie of as jy 'n kortgroeier plant vroeg, gaan hy opkom of gaan hy eers oor 3 weke opkom en dieselfde met 'n langgroeier. So as jy dit kan as jy jou pakket kan saamspel, dan het jy ten minste jou risiko gebalanseer in die seisoen. Sien, dit is wat ek like, nee. En dan hierso, wat se verduidelik my gou, wat het julle aan nog hierso? So daai ene se nommer is 3976. Ja. En hierso het jy nou 3783. Ja. Wat is die verskil tussen die twee? Dit is omtrent, as jy gaan kyk na wanneer hulle blom, is omtrent seker so 4 na 5 dae blomdatum verskil. Yes. En so hierdie een gaan baie stadiger wees as daai en sy afdroog gaan baie vinniger wees. So hy gaan ten minste 'n week en 'n half na 2 weke vinniger stroopreg wees as hierdie kultivar. En dit is wat vir jou daai buffers gee. En onthou net, as jy gaan kyk na waar jy ou se risiko lê, is gewoonlik aan die einde van die seisoen, nie wanneer jy plant nie. So jy moet beplan vir dit. En dit is hoekom as jy 'n pakket plant, wanneer ook al die reën ophou, het sy vroeg of laat, het jy 'n koring wat gaan inpas daarbey, want jy moet graan afval. En dit is hoekom ons die goeie so doen. Okay, so hoe werk julle besigheid dan nou? Ek stel belang, okay, ek wil 'n bietjie kyk dat julle by my kan kom goeders doen. Kom sit julle by my, praat my deur, okay, right, dis die pakkette en dan laat ek op 'n manier kan proewe doen en die goed bietjie beter verstaan hoe werk julle storie. Ons doen dit Choppy, maar ons gaan nou soos ek sê, hierdie saad gaan nou in beperkte hoeveelhede volgende jaar al beskikbaar wees in die mark. Op hierdie stadium gaan ons nou deur Overberg Agri werk. Ons het 'n ooreenkoms met hulle. Maar die saad kom direk van ons af, so dit gaan baie lekker wees. En dan soos wat ons begin groei, weer eens, ons gaan net inkom en 'n klomp saad kom damp nie. Ons doen dit oordeelkundig. Ons gaan die ouens teiken wat belangstel en dan gaan ons gaan aangaan met ons strookproewe om seker te maak, weer eens, om die risiko vir die algemene produsent ook so laag as moontlik te hou. So ons kom nie net in en probeer die mark oorvat of probeer sê ons goeders is die beste nie. Die goeders word ingelei en ons gaan groei saam met die produsente in die mark in. En natuurlik is my nommer is op die internet beskikbaar. Almal het teen my nommer. Voel vry om te bel. Ons praat met almal en ons maak 'n plan. Dit is hoe ons werk. Right, so as jy meer wil weet, hier is sy nommer, né? Daarso. Bel vir Andrei, gesels bietjie met hom en dan vind jy uit watter een gaan by jou die beste pas, wat jou behoeftes is ensovoorts. Jy weet, jy moet altyd op die voorpunt bly. Begin nie goed proef terwyl hulle nog 'n beperkte hoeveelhede is en daar's dalk net een daar by jou wat daai reeds die sperd is waarna jy lankal op soek is. Miskien is daar een wat die droogte kan vat, nê. Dis die van Farm Spice af. Liedjie bo of onder. Tot volgende keer. Groete.